Hulle sê jy word geken aan jou vriende, en dit is definitief die waarheid, maar dalk word 'n mens ook geken aan die mense wat nie so baie van jou hou nie. En ek het gedink vanaand deel ek met julle 3 musketiers se sieninge en se reaksies hierdie laaste week. Ek gaan net so 'n klein blik daarvan gee. Die eerste persoon met wie ek of oor wie ek gesels is Ronaldo Gous. Nou, eerstens net al 3 die mense van wie ek vanaand praat is celebrities. Hulle is amazing, hulle is bekend, hulle het hulle merk gemaak in Suid-Afrika. En Ronaldo Gous is 'n baie bekende naam. As jy hom nie ken nie, Google hom, Ronaldo Gous, en ek is seker jy sal baie goeie inligting kry oor Ronaldo. Hy het ook sy eie kanaal, jy kan daar gaan subscribe en al sy goeders luister. Dit is baie insiggewend. So, Ronaldo het op ons afgekom, en ek wys graag vir julle net 'n kort smaakie uit sy video. Hy het soos 'n uur en 'n half video oor beter einders gemaak. Hier is net so smaakie dat jy vir Ronaldo bietjie beter kan verstaan. Phone where your boss can't see it, and let's keep the secret together. All right, so how's it to everybody? The reason I'm doing this live reaction is because I have, over the last 2 days, been bombarded by News 24, Times Live, Newsroom Africa, and various other platforms about a group called the Beter Einders. Now, not to be confused with the Bitter Einders, who is I would say, a very, very far-right, conservative group that, is very much not right-leaning, very much right. I'm not really sure what their claim to fame is and why they are getting so much media coverage. Now, please note that this video and this live stream is my opinion. It's not factual. I promise you, I don't really know that much. The first time I heard about the Beter Einders was when News 24 published a story about them. Now, please note that this is the same News 24 that, for some reason, can't really provide interviews with established civil rights organizations in South Africa, but they provide a platform to literal nobodies, and no disrespect intended. You just kind of like go, what's going on here? So the first time I heard about them was when I saw this article on News 24. Now, it says not USA, but USA. Pretoria Group urges unity after Trump's Afrikaner refugee offer. So they put a billboard up that says not USA, but USA. Okay, Beter Einders, not a victim. Hashtag not a victim. Nou ja, ek wil nie te veel oor Ronaldo sê nie. Jy kan as hy goed gaan kyk, is lekker, jy kan hom navors, wat die nuwe woord is vir Google. En maar wat net, jy weet, ons moet nie mekaar te ernstig opneem of die lewe te ernstig opneem nie. Sake is ernstig, maar Suid-Afrikaners behoud is, ons het humor. Nou, oor Ronaldo, ek sal het like om 'n bier te drink, of 'n koppie koffie, of wat ook al. Ons het eintlik klaar in direk slaggate saam reggemaak, want ons gatvol slaggatproduk het ons na Kebega of PE toe uitgevoer, en ek het 'n nice video op dieselfde WhatsApp groep as hy, waar hy ons produk gebruik, slaggate reg te maak in PE, en dit is vir my baie lekker om prakties saam te werk, al verskil mens dalk ideologies of oor groot goeters. So ek wil nie te veel oor Ronaldo sê nie, ek dink net wel dit is vrek snaaks, as jy uit Helen Zille se party geskort word, omdat jy inappropriate goed op die internet sê wat ander mense kan offend. Helen Zille se mense sê jou tweets of wat ook al veroorsaak te veel chaos, dan, jy weet, dit is nogal next level. In elk geval, dit is maar een van die ironieë van die lewe. Nou, die eerste interessante ding is, Ronaldo sê, hy het die eerste keer van Beter Einders gehoor in Maart. Nou, ek gaan nie ons CV opsit nie, ek kan hom agteruit, vooruit vat
van dat ons organisasie gestig is, die naam Beter Einders in 2017, die media, as hy nog nooit van ons gehoor het nie, wonder ek wel, wat lees hy, want van toe die Afrikaanse nuus aankondig dat Jacob Zuma 'n politieke party stig, MK. Toe was Beter Einders daai aand die hoofnuus op Afrikaanse nuus oor ons laer trek op 16 Desember en toe net na die nuus van Beter Einders wat na laer trek, toe is die volgende nuusbrokkie en Jacob Zuma het 'n nuwe party begin, MK, wat ons nou weet is iets ernstigs. Nietemin, nuus, rapport se voorblad klomp kere, al wat koerant is, Vrye Weekblad, die en dat. Ons is nou klein, so ons hou al ons uitknipseltjies soos 'n ma met 'n laerskoolkind. So, ons is baie sleg. Ek dink ons het 50 Twitter mense of X en ons weet nie wie die logins nie en ons kry dit nie geupdate nie. Ons Beter Einde website waaroor hy uitvaar, eerlikheid. Ons het al omtrent 20 volunteers probeer. Elke keer werk dit nie. Ons het alselfs 'n Engelse ou probeer om ons te help. So dit sak. Ronaldo, as jy kyk, jy is heeltemal reg. Ons website sak. Ons het min kykers, ons is nie bekend nie. Ons is inderdaad 'n mikrostem en 'n poep teen Donneweer. So, jy hoef nie dit na te forsie, dit is so. Wat ek dink is wel interessant is, iemand wat so 'n klein mikrostem is, en so poep teen Donneweer, sonder geld, sonder enigiets, sonder werknemers, hoekom kry ons traksie? Mense kan dit nie verstaan nie, hulle dink die meeste lede moet die meeste ligtyd kry. Kyk, dan gaan ons net artikels lees van die ZCC Kerk of MK of die ANC, want hulle het die meeste lede, maar ek dink nie dis hoe die media werk nie. En as jy wonder, hoekom kry ons blootstelling? Eerstens, ons wonder ook, maar tweedens, daar is hierdie woord wat Afrikaners baie like, meriete. 'n Goeie idee kry ligtyd. So dis 'n interessante konsep, dat die media vry is, en laat vars, nuwe of ou idees, maar goeie idees, ligtyd kry omdat dit 'n aanklank vind. En daar sekere kampe, maar baie keer sê mense, ons is nie almal so nie, of ons is nie almal so nie. So ek dink, die varsheid van 'n stem op meriete, kan dalk 'n rede wees, hoekom dit blootstelling kry. Wie weet. Of is net alles een groot conspiracy van die vrymesselaars in die nuwe wêreldorde en die anti-kris. Nee, ek weet nie. Nietemin. Waar ons gewoonlik ons goed gooi is op ons Facebook bladsy. So as jy na Facebook toe gaan en jy kry Beter Einders, en jy tyd om tot onder te scroll, ek weet nie, dalk is al vinnige manier, maar as jy tot heel onder gaan jy by die begin kom toe ons nog 'n lelike logo gehad het. En dan kan jy al die pad opgaan en dan gaan jy alles sien. Maar wat ek wil sê is, vir iemand wat getrigger is deur Beter Einders en dit nie kan begryp nie, en agter die kap van die byl wil kom, het ek laas jaar saam Lux Werby 'n boek uitgebring, Beter Einde, Wees die Verskil, en die boek is benoem, nie gewen nie, maar is 'n lekker boek gewees wat my storie vertel, die plan van Beter Einde verskriklik mooi uiteensit met allerhande persoonlike anekdotal stories. So ek dink, as Ronaldo of enige iemand regtig wil verstaan, hoe kom mens op hierdie crazy manier van dink uit, dan kan jy die boek Beter Einde, Wees die Verskil lees. Hy is deur almal beskikbaar, vra maar net vir. Maar X en Twitter en Instagram en websites, ons is baie sleg al mee. So baie jammer dat ons jou tyd gemors het. Ronaldo, jou video was te lank. Om my hele lewe het ek nie tyd, ek werk op die oomblik. Ek het net nie tyd om deur alles te gaan en soos 'n 5 uur repliek te maak sin vir sin nie. Ek kan net sê, jammer vir alles wat ons verkeerd doen, ons gaan probeer verbeter. Ons het nie geld om mense aan te stel nie, maar ons probeer altyd verbeter. So, Johan, dis nou die feminine ou, wat op die nuus was. Johan het gesê, hy gaan iemand kry wat ons kan help met die website, net om ten minste al ons YouTube video, YouTube! Ons het 'n YouTube kanaal met klomp video's op, van boere en dit en dat. So, dit wat jy nie op die website of Twitter, X en wat sê jy, Instagram kry nie, YouTube, Facebook, ek wys jou oud is ons, né? Mense weet nooit wanneer jy in die media kom en dis nie hoekom jy doen wat jy doen nie. Dis nie vir die kliks nie.
Ons het nie duisende aanhangers nie, ons is nie celebrities nie. Maar ons dink wel, ons het 'n belangrike stem, en dit is 'n ou, antieke stem. 2000 jaar ouer stem. So, ja, miskien word dit 'n chat eendag. Ronaldo, dankie dat jy moeite gedoen het met ons. Ek hoop baie mense subscribe en kyk na jou, want die beauty is, Afrikaners is nie net een tipe mense nie. Ons is divers, ons is uiteenlopend. Jy het manne wat met reënboog rondloop, wat nie ek is nie. Jy het manne wat met 'n 4-kleur vlag rondloop, dis ook nie ek nie. Daar's verskillende stemme. En ek dink daar's 'n een tipe stem wat nogal oordonderend is, en is 'n laer trek, soort stem. En wat ek in my persoonlike hoedanigheid probeer doen, is om te sê, ek wil die laer oopmaak. Hulle is nou binne, so al die verskillende tipe Afrikaners, ons kan met mekaar stry, ons kan verskil, ons kan debatteer, maar op grondvlak moet ons tog almal saamwerk, die land regryk, paaie herstel, verhoudings herstel, seker maak ons veg vir 'n land waar ons kinders gaan welkom wees en welkom voel. En veral, ek dink met Ronaldo wat nou 'n bietjie in die politiek was, ons hoop lê in die hande en harte van swart mense in Suid-Afrika. Kiesersgedrag. En ek wil op 'n manier leef wat mense laat slimmer stem as daar 'n verkiesing is. Ek wil nie die goedkoop verskoning wees van slegte wit mense en 'n politikus wat useless is, speel net die raskaart en dan stem almal vir hulle. Sien maar soos EFF of wie ook al. Ek het in Mosambiek gebly. Hulle doen nou nog dieselfde daar. Na 1970 sê hulle stem vir ons. Die ander ouens wil die wit mense terugbring. So in elk geval, ek wil op 'n manier my wit storie uitleef in Afrika sodat die average rasionele swart persoon nie teen my is nie, maar my waardeer en weet dat hulle politici iets beter op die tafel gaan moet sit as goedkoop raspraatjies. So leef ek 'n toekoms wat die land gaan slimmer en veiliger maak en meer gaan vra van politici sodat ons die land beter kan regeer en veiliger kan kry. In elk geval is 'n long game en die boere se PR is definitief deel van daai strategie. Right, die volgende video wat ek wil wys is lekker snaaks. Dit kom van die Bittereinders af. Nou julle sal onthou, ek het dit al gepost destyds op Facebook. Bittereinders het gekies om nie ons naam Bittereinders te maak nie. Ons het die naam geregistreer en op Facebook gesit, dit is al wat ons geken het, voordat Bittereinders 'n ding was. En ons wou, jy sê, ons is nie bitter nie, maar ons wil beter word, as in gesond word, nie beter as ander mense nie, beter word in ons eie harte, en veg vir 'n beter einde, al is ons nie meer in beheer nie. So daarom het ons gesê, Bittereinders is 'n storie waarna ons onsself wil innooi. Word beter, nie bitter nie. So in elk geval, daar is toe mense, Steve Salaiti en sy chommies, het toe die Bittereinders gestig, kompleet met oranje, blanje, blou logo, soos oranje. En hulle ek bedoel, hulle het 10.000 miljoen meer likes of mense of wat ook al. So hulle doen amazing wat wydreikte aanbetref. Jy kan hulle ook gaan join en kyk, en as dit jou cup of tea is, kan jy by hulle aansluit en ietsie doen. Ek hou baie daarvan as mense nie net op die bank sit en 'n bankpatat is nie, 'n couch potato nie. So soos hierdie Fransjo van 'n Merwe, billetjie of mannetjie, man of wat, jong leier. Ek like dit, hy doen sy ding, hy probeer, en van die goed gaan dan nog seker bykom soos wat hy ouer word. Maar ek hou nogal daarvan om 'n jong Afrikaner te sien wat so ywerig is. Dit is vir my endearing. Ek kan wel nie help om lekker te glimlag vir van die goed wat Frans was sê nie, net omdat dit so eerlik is. Eintlik kosbaar. Hy sê, moet ons nou nie, sy persona laat my so 'n bietjie dink, ek het so 'n Marmite video gemaak in COVID. En ek het so 'n karaktertjie gespeel wat die Marmite verduidelik hoe Marmite jou red van COVID. Hy laat my so 'n bietjie aan daai karakter dink. Ek het nou nie van hom geweet toe ek daai Marmite ding gedoen het nie, maar ek geniet dit. Nou hy veg en wys dat Bittereinders is nie Bittereinders nie, en sy mense moet nie die mekaar raak nie.
Ja, ek dink dit het al voorheen ook gebeur met ons laar trek op 16 Desember. Toe was klomp van hulle lede kwaad. Hulle het gedog is die bittereinders wat laar trek. Broers, dit is wat julle kry as julle 'n naam kies nadat bittereinders reeds daar was. Goeiedag almal, dit is Frans hier van die bittereinders, nie die betereinders nie. Ek maak dit 'n vinnige regstellingsvideo vanmiddag. So daar het 'n hele herrie losgebars na 'n man genaamd Johan op 'n SABC onderhoud gegaan het en 'n klomp versoeningspraatjies gemaak het. So ek dink hier is 'n doelbewuste verwarringsveldtog van hulle om ons te ondermyn. Dit sal nie werk nie. Dit het natuurlik 'n bietjie mense wat dink dit is ons. Dit is my belaglik dat enigiemand sal dink dat ons sulke uitsprake sal maak. Ek dink ons het ons self al bewys as 'n organisasie wat nie die tipe dinge sal sê nie. En die manne wat ons gewoonlik stuur of het wat onderhoude doen, vertoon baie meer manlik as hierdie knap. Ja, so hier is ons nou, waar ek 'n video moet maak om te sê dat ons nie 'n klomp liberale is nie. Ons geniet dit die mekaar op want dit is net vir ons hilarious. Soos toe E-News hulle opskrif maak, bittereinders call for greater unity. Ek bedoel, dit was net poëtiek. Daar sit Johan Erasmus met 'n hoodie aan wat sê bittereinders. Die nuusmense kry dit nog steeds verkeerd, maar die lyntjie was net goud, soos bittereinders calls for greater unity. En in South Africa dit is net snaaks. Maar ek kan verstaan dat dit vir bittereinders ernstige verleentheid was, dat hulle geassosieer was met eenheid in Suid-Afrika. En so inderdaad, sê François van der Merwe, die jong opkomende leier, nou dat Steve se laaitie weg is by bittereinders, so inderdaad sê hy, hierdie bittereinders praat oor versoening, en julle sal ons nie vang betrokke raak by sulke stories van versoening nie. Nou dis amazing, want dit waarvoor hulle skaam, sê bittereinders, dit is ons direkte roeping. Ons staan vir versoening en geregtigheid en 'n gesonde Suid-Afrika met al ons landsburgers. So dis so great om bittereinders en betereinders te hê. Die een staan onbeskaamd vir versoening, die ander een skaam hulle vir die woord. Dis 'n pan, want hulle skaam hulle vir die woord versoening en dan dalk skaam hulle ook vir die woord as in amper alles wat Jesus gesê het. Ek bedoel, ons kry nie ons idee van versoening by Desmond Tutu nie. Ons kry ons idee 2000 jaar terug by Jesus. So ons skaam ons nie vir die woord versoening nie en ons skaam ons nie vir Jesus se boodskap van eenheid en versoening tussen Griek en Jood, heiden en die heiden ensovoorts nie. So, in elk geval, ons verskil daaroor. François, ek wil vir jou direk, ek seker jy gaan nie hierdie kykie, want ons het net soos 3 viewers. Maar as jy sou gekyk het, wil ek het vir jou sê, verskriklik dankie dat jy vir Johan Erasmus, mede-direkteur van Bittereinders, onder die bus gegooi het en gesê het, julle sou daarom 'n meer manlike persoon gestuur het om julle saak te maak, nie soos hierdie Johan knaap. Ek wil, jy moet allemaal vir hom sê, oom, maar jy sê vir hom, ek dink, whatever. Jy sê, hy is nie manlik genoeg nie. Nou kyk, ek ken vir Johan goed. Hy kom af van Newcastle se wêreld af, en Johan het omtrent 200 foute, wat ek alles vir jou kan opnoem. 'n Gebrek aan manlikheid is nie een nie, so ek love it dat jy dit gesê het. Ek gaan daai klip save, my home screen maak vir Johan, stuur elke jaar op sy verjaarsdag en Kersfees, dit vir sy kinders wys, vir sy kleinkinders. Ek bedoel, Johan het nie 'n haarstyl nie, hy bad nie, hy knip nie sy naels nie. Ek chat een keer met hom en na so uur haal hy sy gumboot uit, want ons was nou die viswaters. En toe gooi hy eers daai stink viswater uit sy boot uit, so hy sit met sy voete binne in daai water in sy gumboot. Nou ou wat metro of nie lekker is nie, sal nie met sulke silwe water in sy gumboot sit en braai vir 'n uur nie. So in elk geval, Johan is baie ongeskik en ongepoets. Hy het baie foute wat jy kan aanhaal. Maar hy is seker een van die most natural mans, Afrikaner mans wat jy kan kry. So ek sal 'n braai love saam met Johan en jou, maar nietemin, ons gaan vir Johan uithaal nou met elke moontlike manier wat ons kan. So daai stukkie goud in ons vriendskap, François van Bittereinders, baie dankie. Ek weet wel nie wat jy van my gaan sê as Johan die feminine een is nie. Op 'n bietjie lelike noot, ek het regtig probeer dink hoekom sê hy is nie manlik nie, want Johan is so, hy's so 'n bietjie so
ek weet nie wat nie, maar ek het probeer dink, hoekom sal jy dit sê? En toe besef ek, Johan het op 'n filosofie en goed geswat. So hy kan Engels praat en hy het 'n woordeskat, 'n vocabulary. En dalk as hy vinnig Engels praat, klink dit nie soos 'n Afrikaner man nie. Hy moet dalk net stadiger praat, minder complicated woorde sê, en soos, hey, if jou ook man, ag, dis nie snaaks, dis belaglik, ek gaan dit nie toelaat nie, dan sal hy dalk manliker wees. So Johan, praat stadiger, eenvoudiger woorde, lyk meer kwaad. Ons gaan nou 'n video sien van kwaad, maar dit kom nog. Ja Johan, so ek sal dalk jou life coach wees, en jou help met jou manlikheid. Sorry, ek het nou heeltemal op 'n tangent gegaan, maar dit is net te lekker, dat die Bittereinders 'n groot kritiek teen ons, Johan se manlikheid, en die Jesus se versoenlikheid is. Ek love it dat François sê, hierdie, dat hulle Bittereinders genoem word, is 'n doelbewuste veldtog van die media, wat dit as prins doen, om verwarring te bring onder die volk. Ek dink jy gee hulle meer krediet, hulle kan dit nie spel nie, en dit klink alles dieselfde, en ek dink vir hulle lyk alle wit mense ook dieselfde. Maar ja, so ek dink jy gee hulle te veel krediet, as jy dink, dis een groot campaign. Ek was op ENCA, nie ANC nie, ENCA, en hulle het Bittereinders reg gespel. So 90% spel het reg, Newsroom het dit verkeerd gespel. En toe probeer regmaak, maar nie als reg gemaak nie. Moenie ontsteld wees nie, broer. Daar kry julle aanhangers wat hou van versoening. Dan groei julle. En ek love dit dat François hierdie video's maak en praat oor die land en die Afrikaner en nie net sit en videogames speel nie. So, good for you, broer. Ook vir jou, as jy iemand nodig het wat jou net gaan 'n hug gee, nie vir jou gaan kwaad wees nie, vir jou bier of koffie koop, as jy in Joburg is, anytime. Ons kan chat privaat, ons kan vir jou volke gesels opneem, anytime. Ek is jou broer, ek is jou vriend, en weer eens al sê mense, ons is links en julle is regs, of die is daai, dit is dit. Ons is mense, ons gaan bly in dieselfde land, ons moet saamwerk, en ek dink ek het geleer in my lewe om radikaal te kan verskil met iemand, en dat hulle nog steeds kan weet, 3:00 in die oggend kan jy my bel as jy 'n probleem het, en ek's daar vir jou. So, ek dink dis dalk in hierdie tye van COVID en Trump wat ons moet leer is, of jy anti-vaxxer of 'n pro-vaxxer is, vir of teen Trump, whatever, ons is eerste mense. En dit is hoekom ek sê my bloed is rooi, al is ek baie lief vir Afrikaans en 'n trotse Afrikaner, sodat ons weet, buite verskil ons kultureel en ideologies, maar binne is ons almal kinders van die Here, hy het ons almal gemaak, en ons almal se bloed is rooi, al voel ons nie altyd, al die ander mense is ons boeties en sissies nie. So, dankie vir so klein bietjie airtime, sterkte met julle dinge, julle verteenwoordige groep Afrikaners, go for it, ons verteenwoordig 'n ander groepie, en so gaan ons vorentoe. Peace. Dit beteken vrede. Ek weet jy weet wat dit beteken. Vrede. Shalom. Maar gaan sê Jesus nie Yeshua nie. Okay. Right, die derde video van die aand. Ons het vir Ronaldo Gous gehad en François van der Merwe van Bittereinders, en nou het ons vir Steve, die godfather van haar hele clan. Steve, almal weet ek hou van Steve, ek het al sy musiek gehad, ek ken dit, ek like it, ek's 'n blou bil, so eet nie van die vloer af nie, my kinders ken dit van dat hulle een is, en ek deel elke maand die ghetto song, so ek like hy Steve, ja, ek so geëntertained. Steve het wel baie kwaad en verdelend geraak, en ek het al voorheen gechat oor van die goed wat hy gesê het, wat nie reg was nie. So, ek wil nie sê ons het 'n love-hate verhouding nie, want ek haat vir Steve glad nie. Partymal maak my hart seer, partymal kan ek net lag. Eintlik hoe meer kwaad hy word, hoe snaakser raak dit deesdae. Voordat ek verder praat oor Steve, wil ek iets heeltemal anders sê. My laities is nog klein, 2 en 5. En ek het sommer net randomly op 'n heel ander noot gedink.
as ek nie meer 'n jong pappa is nie, as ek enige oupa is, daai ouderdom slat, sê maar oor 20 jaar, dan wil ek baie graag een van daai oupas wees wat so rustig is en wys is en sy woorde tel op 'n manier dat dit kan sien elke sin wat ek sê, het ek al oor gedink en ek kan verantwoording doen vir elke sin en dat dit waar is, dat dit 'n poging is om liefde en waarheid te praat. En dat mense my ken as iemand wat emosioneel kalm en volwasse is, as ek 'n ouer man is. So ek sien so uit daarna om te leer en te groei tot by daai plek. Nou in Joburg met die taksies en die politiek en alles, dit help om mense karakter te vorm en dit help om die vrug van die gees te oefen. Maar ja, ek dink sommer nou net randomly, ek dink in my kinders nou oorskree. Ek wil eendag so oupa wees wat so wys en gaaf en gracious is en wat jy kan sien tuis voel in sy eie vel, tuis voel in sy eie land. So ek het kry soms sulke prentjies van my toekoms en ek moet hard werk om daarby uit te kom. In elk geval, ek is nou heeltemal op 'n tangent wat niks met niks en niemand te doen het nie. Terug by die saak, ons is besig met die 3 musketiers, right angle, Ronaldo, bitter einders en nou Steve het ook 'n video. Nou ek's eintlik heavy chuffed, want ek kan nou doodgaan en my werk op die aarde is volbring, want Steve het oor beter einders gepraat. Nie net beter einders oor Steve nie, want Steve is, soos ek sê, die godfather van Afrikaners. En actually, as ek die waarheid kan praat, ek het baie swart vriende, en ek het agtergekom, hulle assosieer my met Steve, en die de facto woordvoerder en gesig van Afrikaners, wit Afrikaners in Suid-Afrika is Steve Hofmeyr. So alle eer aan jou daarvoor, jy is ons gesig, jy is ons stem. As swart mense aan Afrikaners dink hulle nie aan die ATKV of eers eintlik Afriforum of die NG Kerk of iets nie. Hulle dink aan Steve Hofmeyr, dis vir hulle wie 'n Afrikaner is. En ek het vir 'n wyse ou gevra, wie's 'n ander tipe leier? Wie staan deesdae vir iets anders as Steve? En toe sê die ou vir my, as daar nie groot leiers is wie jy kan ondersteun en na wie jy kan opkyk nie, dan moet julle gewone clowns, maar elkeen waar hulle is opstaan en bietjie meer publiek wees. En my reis met beter einders, so 8 jaar terug, het actually begin toe ek besef het, elke oggend as ek wakker word en gaan slaap, is Steve my stem, weens die vakuum wat daar in die publieke diskurs is. En so ek is direk meer doelgerig om my stem meer publiek te maak. Buite, dis nie my natuurlike comfort nie, maar ek sien dit as my plig om te sê, ons is nie almal so nie, en ek sê nie dit is sleg nie, ek sê net ons is nie so nie. Daar is klomp verskillende tipes Afrikaners, klomp tipes wit mense, en ek dink elke tipe moet sigbaar wees, sodat Afrikaners in die eerste plek kan weet, ek wil daar assosieer, en waar die res van ons landsburgers, die 90% wat die toekoms van die land in hulle hande en stemkruisies hou, dat hulle ook kan kyk en slim wees en sê, daar's klomp tipes Afrikaners. En dan besluit hulle met wie hulle wil meng. Dit is die beauty van ons land se diversiteit, is ons is vry om te assosieer met wie ons wil. En net soos swart mense nie almal soos Zuma of Tutu is nie, so is alle Afrikaners nie so skalk nie, so is alle Afrikaners nie so Steve nie, en so gaan dit. So Steve, jy's regtig my inspirasie van soms wat ek wil wees en soms wat ek nie wil wees nie. But you're out there. So. Die beter einders, waar in die wêreld is die Kumbaya weergawe van die bitter einders. Hulle reken na Afrika tuisland is wensdenkery. Die Afrikaner tuisland is wensdenkery. Hulle vermy dan so die mensereg en wêreldreg van elke volk om nie deur vreemdes en volksvreemdes beheer te word nie. Dis selfs in ons grondwet, nou daar's 'n artikel, staan artikel 235. Gaan lees dit self. Dit moes eintlik ook my mensereg wees om nie na soveel politieke korrekte deegsyne stront te moes aanskou
Soos die 1988 tipe Kumbaya Simonye, we are one in 2025, die beterreiners. En ons sal vir jou sê wanneer ons so slagoffers voel en skuldig voel. Baie dankie. Spandeer julle Sauros USA geldjies op interessante haarkleursels en geslagsoperasies vir kinders en die fraai ideaal dat alles eintlik goed gaan en as ons julle swart en blou pilletjies afsluk met sojasous. Vir al die agting wat ek van Steve het en sy talent en selfs sy stem is beautiful, maar vir al die agting en respek wat ek het vir sekere dinge van Steve, is hierdie videoetjie nie een nie. Soos party video's, help dit nie jy maak 'n kritiek van die video nie. Jou beste kritiek van die video is om hom te speel oor en oor en oor en oor. En as jy die sinnetjie nader aan die 100ste keer hoor, dan is hy sy eie kritiek. So ek gaan nie veel analise doen of kritiek maak teen wat Steve oor ons sê nie, al is dit net 'n asempie. Hy kommentaar oor alles, Oekraïne en die en dat, en ergens is ons soos 'n druppeltjie in die emmer van hierdie een episode van sy lewe. Ek weet hy het baie groter dinge om te doen. So jy kan net sy video oor en oor kyk as jy kritiek daarop soek. Kyk dit net oor en oor en oor, dan gaan jy dit al hoe beter verstaan. Dit wat hy sê en hoe hy dink om te kan sê wat hy sê. Die beterreiners waar in die wêreld is die Kumbaya weergawe van die bitterreiners. Hulle reken na Afrika tuisland as wensdenkery. Die Afrikaner tuisland is wensdenkery. Hulle vermy dan so die mensereg en wêreldreg van elke volk om nie deur vreemdes en volksvreemdes beheer te word nie. Dis selfs in ons grondwet, nou daar's 'n artikel staan, artikel 235. Gaan lees dit self. Dit moes eintlik ook my mensereg wees om nie na soveel politieke korrekte deegsyne stront te moes aanskou soos die 1988 tipe Kumbaya Simonye, we are one in 2025, die beterreiners. En ons sal vir jou sê wanneer ons so slagoffers voel en skuldig voel. Baie dankie. Spandeer julle Sauros USA geldjies op interessante haarkleursels en geslagsoperasies vir kinders en die fraai ideaal dat alles eintlik goed gaan en as ons julle swart en blou pilletjies afsluk met sojasous. Nou, weer eens, as iets naby die waarheid is, dan ontstel dit mens gewoonlik so. As iets ver van die waarheid is, dan ontstel dit mens nie. Steve se video, soos al die ander, het verskriklike entertainment value. Jy kan hierdie klips maak en oor kan ons dit vir mekaar rondstuur as ons niks het om te doen nie. Soos hy sê ons moet ons USAID en Soros geld vat. Ek gaan nie sê ons is elke jaar 'n skoon audit en die klein mini budget wat ons het sonder mense is daar oop vir almal om in ons state te sien. Jy is regtig welkom. So behalwe die absurditeit dat ons geld het en dat ons dit van USAID gekry het of van Soros. Dit is hilarious, maar ek love it dat hy dink sulke groot mense kan vir ons geld gegee het. Dude, ons is baie kleiner. Ons Twitter is bad en ons website, want ons het nie by USAID en Soros geld gekry nie. Maar ek weet wat jy daarmee bedoel. Jy bedoel, ons is gefund deur mense met 'n agenda. En ek weet geld volg partymal 'n sekere paadjie en party mense belyn hulle met geld. Soos byvoorbeeld in die vroeë 90's het die reënboognasie vir mense geld gemaak. So nou jy het gesing oor die reënboognasie en versoening. Dan het jy goed gedoen in die 90's. In 2025 met die sterk aktiewe Afrikaanse mark, dan is daar dalk geld van organisasies om nie oor die reënboogkleure te sing nie, maar om een kleur te sing. So ek verstaan dat geld bepaal, sê maar die inhoud van mense liedjies of wat ook al. So ek verstaan hoe jy dink dat mense goed sê omdat hulle betaal word. Ons ongelukkig kry nie geld nie, so ons sê nie omdat ons betaal word nie. Ons sê omdat ons glo in 'n baie ou boek, 2000 jaar oud is, die laaste deel van daai boek. Dis waar ons planne vandaan kom. En dit kos ons geld, dit maak nie vir ons geld nie. Nietemin, wat ek love is, Steve sê, ons vat die Soros geld en die USAID geld en betaal vir haarkleur produkte. Hair color change. Laat ek net kyk, wat sê die man?
Hy sê ons vat Soros en USAID se geld en gebruik dit vir haarkleursels. Nou broer, kyk hierso. Haarkleursels sal 'n groot mors van geld wees vir my en Johan en Con en Freddy, die hele spul van ons. Die haarkleursels is nie so hoog nie, my baard word al grys van al die probleme in ons land, maar ek love net die humor. Ek maar jy lyk so kwaad, maar dis snaaks. So ek weet nie, party ouens het mos 'n droë humor. So hulle vertel 'n joke, maar smile nie. Nou Steve vertel jokes, maar lyk kwaad as hy dit vertel. So dis 'n unieke aanslag tot humor wat actually werk, want jy lyk of jy maar uit dinges, maar eintlik maak jy jokes oor Soros en haarkleur van mense wat nie hare het nie. So dis snaaks. En dan wat is die ander goed wat jy sê? Ons moet ons goed doen en ons doen geslagsoperasies vir kinders. Ok, hier kan ek 'n reward uitsit van my motorfiets. As jy al vir enige iemand wat betrokke is by Beter Einders praat oor geslagsoperasies en al daai goeters, broer, waar wil dit net jok en oneerlik is, ek gee die voordeel van die twyfel dat jy nie bedoel wat jy sê nie, laat jy net woorde sê wat emosioneel by jou opkom, en dat jy dit nie bedoel nie, want as jy dit bedoel, is dit aspriste leuns en waanvoorstelling. Dit pla my nie, jy kan dit doen, dit laat nie my sleg lyk, dit laat jou sleg lyk. So ietsie soos al hierdie dinge, waaroor ons teen in dieselfde voel, as jy daai strooi man wil oprig en plat slaan, as jy sulke goed sonder gronde aan my wil hak, en my dan daarvan beskuldig, is jou volste vrye reg, ek gaan niks aan jou doen nie, ek hou van vrye spraak, jy kan sê wat jy wil, dit laat jou net nie slim klink nie, want nou, hoe gaan mens ander kritiek van jou af op ons ernstig opneem? As jy praat van haarkleursels en geslagsverandering en dit, maar ek weet hoekom jy dit sê, want jy assosieer wokeness met geslagsveranderingsoperasies van kinders, en jy assosieer wokeness met polities korrek wees. En waar jy aan wokeness kom by my, iemand het my seker, ek weet nie, 6 of 8 jaar terug gevra, wat is wokeness? Bouwerbos, dit het my gevra. Toe sê ek, dit het daai tyd net beteken, moenie 'n poepel wees nie. En dit beteken nog steeds dit vir my, is ek wil nooit sê ek is woke nie, ek wil net sê, ek wil elke dag minder van 'n poepel wees. En ek dink, Steve Hofmeyr gaan bekend staan in die geskiedenis as een van die tipe Afrikaners wat sê hulle is Christene, maar wat vir Jesus woke noem. As 'n Christen wat sê liefde is fluffy, liberaal, liptaat, woke en humanisties. So Jesus se opsomming van die hele woord van God. Lief vir God, lief vir jou naaste, en sy verduideliking van 'n naaste as 'n Samaritaan met barmhartigheid. Jesus wat sê, jy moet jou vyande lief hê. Jesus se boodskap, natuurlik is Jesus heilig. Natuurlik het Jesus gekom om te sê, daar's 'n nuwe koninkryk. Maar die tema wat so 'n goue draad uitstaan deur die Bybel, is die groot gebod van liefde. Jesus self het dit so opgesom. Dis die goeie nuus, is selfs almal is nou in. Selfs die Zulus kan nou in die laar wees. Die laar van liefde. So, Steve gaan bekend staan as die Christen wat vir Jesus cancel omdat Jesus woke is. Nou weet ek nie of jy ook gaan sê Jesus staan vir geslagsoperasies van kinders, omdat hy 'n naaste liefde glo nie. Want dis wat ek glo en dis wat Beter Einders verstaan, is 'n naaste liefde wat verder as ons tribe strek, wat wit en swart, ryk en arm, Afrikaans en Pedi en sovoorts insluit. So as dit vir jou woke is, broer, dan is jou Christus ook woke, 'n liptard, links, liberale. Is dit Jesus? Of gaan Jesus sê, liefde is om vir jou naaste en vir jou verste dood te gaan, om jou lewe neer te lê vir ander. En ek dink dis die idee van brugbou, as jy lê jou lewe neer. Maar ek verstaan, julle sê genoeg is genoeg, en slaan terug, en fight terug, en dit en dit.
Ons verstaan die evangelie dalk anders. Ons verstaan die goeie nuus dalk op ander maniere. So, om naaste liefde woke te noem, en dan met absurditeite daaraan te haak, dink jy dit is so, never mind verantwoordelik, ek dink jy is eerlik nie, en ek dink die average Suid-Afrikaner sal vinnig deur dit sien, en dat dit 'n goedkoop manier is, om iemand te discredit, soos laat, ons mag nie vir beter eindes luister nie, want hulle het te min mense op Twitter. Okay, in geval, ek weet jy het dit nie gesê nie, die ander crowd, wat mal is oor jou, het dit gesê. Ja, so, almal weet, Steve maak my hartseer, en al is daar iets van my wat baie van hom hou, en dink, hy is lekker, is al goed van hom wat net vir my hartseer is, hy gaan groot op, die grondwet sê, ons het 'n reg tot selfbehoud, come on, die grondwet sê dit, wie is jy om teen dit te gaan? Broer, die grondwet sê, jy kan skeef wees, dit beteken nie is 'n goeie idee nie, dit beteken nie ek hoef dit voor te staan nie, so ek is excited oor jou, wat excited is, dat die grondwet sê, daar is 'n wettige angle vir selfbeskikking, ek het die reg om te sê, ek dink is 'n slegte idee, so baie dinge wat ons grondwet toelaat, soos grondonteiening, is nie noodwendig 'n goeie idee, net omdat dit in die grondwet staan nie. BE staan in die grondwet, affirmative action, regstellende aksie, dit staan alles in die grondwet, broer. Dit beteken nie jy hoef dit te ondersteun en te sê dis 'n slim plan nie. So sterkte met selfbeskikking, ek weet nie of julle Oranje soek of julle Noord-Kaap nie, maar ek is te arrogant vir dit. Ek soek Drakensberg, Creerwiltuin, Kaapstad, George, Vrystaat, Noord-Transvaal, die hele plek is my land en my mense en wil ek in tuis voel, so ek wil nie selfbeskikking een kant apart doen nie. Sê dit probeer. Ja, dis gaan nie oor die grondwet nie, dit gaan oor, is dit slim en, of is dit hartseer? Dalk wil ek net in die algemeen sê, as iemand so kwaad is, en jy kyk na die strategie, wanneer trek mense laar, in jou hart en jou kop, en dan sommer fisies, jy trek 'n laar as jy onder aanval is, as jy 'n slagoffer is, en hoofsaaklik as jy bang is. So, sommer net vir die mense wat hier kyk, as iemand verskriklik kwaad lyk, dan is daar 'n bietjie bang agter dit. Hulle sal dit nooit erken nie, want hulle is vol bravado. Maar dis hoekom ek nie hard wil wees teen Ronaldo, of Bittereinders, of Steve nie, want daai woede kom uit 'n plek van vrees, en dis dalk fisiese vrees, maar dis ook identiteit, ideologiese vrees van, hey, hoort ek in my eie land? Kan ek tuis voel in die hele Suid-Afrika? Wil Suid-Afrikaners, wil swart Suid-Afrikaners my hier hê? Niemand wil so 'n slegte ou voel nie. So dan is 'n strategie uit daai ontuis voel, daai vrees van nie inpas nie, daai vrees oor die toekoms. Een strategie is om laer te trek, 'n klein groepie van soeksoort te maak. So ek het, al dink ek is dom, en ek sê nie, hulle is dom nie, maar 'n idee kan dom wees. So, al dink ek is dom, is dit hulle reg, en het ek nie hardheid teenoor hulle nie, want ek het begrip en deernis vir hulle voel. En hulle sê hulle like van feite en meriete, maar daai hele manier van dink is deur emosie gedryf, en eintlik moet almal hulle net 'n hug gee. En kyk hoe ontsteld is hulle as Malema sing Kiel de Boer. As hulle net, as haatspraak hulle so kan opwek, emosioneel, dan dink ek sal liefdespraat hulle dalk rustig kan maak, en laat tuis kom en tuis voel, en weer ghetto songs sing op die verhoog. So is 'n uitnodiging van liefde en saamwerk, bly staan, en gee iemand 'n drukkie, 'n high five, as hulle bang is, 'n fist bump, begin net ergens, maar ons is nie vyande nie, al verskil ons hoe, en reguit ons verskil, maar het maak ons nie minder mense nie, het maak nie, dat ons almal se bloed nie rooi is nie. Jesus wat vir ons doodgegaan het, sy bloed was rooi, en mense bloed wil ek net sê, dis hoekom ek al 'n liedjie en campaign
van Solidariteit en Afriforum, jy moet weet dis hulle wat dit betaal, want wat se musiekvideo het vir Kali en Flip in 'n musiekvideo? Dis soos om my in 'n musiekvideo te sit. Man, I'm not pretty enough for a music video. Steve is musiekvideo gehalte, maar ek en Flip en Kali is nie. So, dis so 'n weird mix van opsweep musiekvideo en dan very corporate placement. Maar hoekom ek baie sterk teen die idee van oranje bloed is aan die buitekant verskil ons taal verskil, ons kleur van ons vel verskil, ons geskiedenis verskil. Maar ons menswees is dieselfde en dis die simboliek van bloed is, buite verskil ons kan 'n oranje onderbroek dra, 'n oranje hempie dra, oranje liedjies sing, maar om te sê my bloed is oranje, is die een ding wat jy in gemeen het met alle mense, dit vat jy nou weg, en dis baie gevaarlik en slinks. Ten spyte van ons verskille was ons bloed nog altyd rooi. Nou kom breek jy daai waarheid af, en mense sing het en hulle klik nie wat hulle sing nie, hulle klik nie wat die implikasies nie. So jy kan 'n baie trots Afrikaner wees soos ek. Jy kan nie glo aan wat ek alles behoort en wat ek ondersteun nie. Maar bloed, oor die storie van Golgotha, en vir wie rooi bloed almal gevloei het. Dis die ding wat ons bind as Christene, as mense, as Suid-Afrikaners. Don't do that. Verf jou tonnels oranje of iets, maar moenie kom sê jou bloed is oranje nie. Ons almal bloei in hierdie land rooi, en dis hoekom ek sê, ons suffer saam. Elke moord spil rooi bloed. En dan daai selfe videoetjie aan die einde lys julle 'n oranje vlag. Soos wat bloed intens persoonlik binnekant is, so weet ons 'n vlag is 'n uiterlike politiese stelling waaronder mens gaan. Die vlag is soos goed 4 kleur, of die ou vlag is ook so goed, jy swaai dit nou rond, nou het jy nou 'n oranje vlag. As Driekus sy volgende fight wen, wil jy hê moet 'n Suid-Afrikaanse vlag om sy skouers dra soos laas, of wil jy hê Driekus, omdat sy bloed oranje is, moet 'n oranje vlag om sy skouers sit? Dalk moet julle wat invloed het en miljoen viewers het, gaan vra vir Driekus, los die Suid-Afrikaanse vlag, moenie so woke wees nie Driekus, en sit die oranje vlag om jou skouers volgende keer, want Driekus, jou bloed is oranje. Maak aan hom jouself, ek sal flip en entertain wees om te sien, of Driekus 'n oranje vlaggie volgende keer om sy skouers sit. Ons bloed is nie oranje en ons bloed is rooi. Dit beteken iets. Ons broers en susters is nie net wit nie. Hulle is swart. En dis nie 1988 Kumbaya nie, my broer. Om die Here te prys is duisende jare oud. Om van verstes naastes te maak is 2000 jaar oud, is nie 1988 nie. Dalk was 88 tot 94 of wat ook al vir jou 'n fase van jou lewe. Sien waar ons storie begin nie. Ons storie begin God wat alles geskep het, Jesus wat vir ons dood gegaan het, Jesus wat opgestaan het, Jesus wat vir ons almal gesterf het, en Jesus wat die hele mensdom en aarde een wil maak. Ek kan vir jou 1000 Bybelversies quote, ek seker jy wil dit nie hoor nie. There's much at stake, maar vra my dan eerder hoekom sê ek hierdie goeters, as om net te sê, ek sê dit omdat ek 'n kommunis is, of woke is, of liberaal is. Ek sê nie die goed wat jy sê, doen jy net omdat jy regs is, nie, of omdat jy rasis is nie. Kom ons gee net 'n bietjie dieper gedagtes, en wonder waar kom die idee van liefde vandaan. Kom nie van Bouwer of Mandela of Tutu af nie. Kom van Jesus af, en meeste Suid-Afrikaners sê hulle is volgelinge van Jesus. So jy fight nie met skalk nie, jy fight met jou eie Bybel. Ek is 'n bietjie gedrift, wil maar net sê, groot week vir beter einders, want een van ons miljoen t-shirts, en ons het baie, hulle is nie almal te koop nie, maar ons maak elke nou en dan 'n t-shirt, laat ons nie van ons koppe af moet raak nie. Dit was 'n groot week, want een van ons